In the beginning, before buildings, before songs, before sermons, there was God. Holy, majestic, eternal, the one whom angels still worship with covered faces, the one who spoke stars into existence, the one before whom kingdoms rise and fall. And yet, somewhere along the way, the church became casual with holy things. We became familiar with the presence we were meant to stand in awe of. But heaven still cries, holy, holy, holy. God is not looking for an impressive church. God is not looking for a trendy church, nor a comfortable church. He is looking for a people who will honor Him, a church that pleases God, a church that still trembles at His word, church that still burns with reverence, a church that still stands in awe of God. Ek wil vanoggend begin met 'n vraag aan jou. Wat maak 'n goeie kerk? En ek besef dat die antwoorde sal waarskynlik verskil. Maar hier is van die antwoorde wat ek al gehoor het. 'n Goeie kerk is een met uitstekende aanbidding. 'n Goeie kerk is een met inspirerende prediking. Ander mag dalk sê dat daar's 'n sterk kinder- en jeugbediening nodig. Of moderne tegnologie wat ons moet relevant bly met die tyd. Ander sal sê 'n sterk gemeenskapsbetrokkenheid. Of daar is baie mense wat deesdae sê dit moet gesellig wees, fellowship. En deesdae ook, lyk my elke kerk moet goeie koffie, die beste koffie kan gee. En dan ook, sal baie mense wat sê 'n goeie kerk is een met groeiende getalle. Maar die belangrikste vraag is nie veronderstel om te wees wat behaag mense nie. Galasiërs 1:10 sê vir ons, waar Paulus sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. En so die belangrikste vraag is eintlik, wat behaag God? En hierdie is iets waar aan ek myself gereeld moet herinner. Want vir ons gemeente,
Natuurlik is daar baie dinge wat ek graag wil sien. En ek dink nie dis noodwendig verkeerd nie. Maar om 'n kerk te meet aan wat 'n mens se idee van sukses is, gaan my dikwels laat voel dat ek val. Daarom wil ek ongelooflik graag met julle 'n reeks doen oor die gedagte 'n kerk wat God behaag. Nou watter kwaliteite kyk die Here? Wat is vir hom belangrik? Wat maak vir hom saak? Want 'n kerk bestaan immers nie om mense gelukkig te hou nie. 'n Kerk bestaan om God te verheerlik. En die gevaar van elke nuwe generasie is dat ons begin fokus op wat vir ons belangrik is en ons vergeet wat vir die Here belangrik is. Maar reg deur die Bybel is dit baie interessant om te sien dat die Here stel nie net bloot belang in uiterlike sukses nie. Hy kyk na die harte van sy mense. En wanneer ons kyk na die kerk in Efese, sien ons hulle het baie dinge reg gedoen. Maar toe Jesus met hulle praat, sê hy vir hulle die volgende in Openbaring 2 vers 4. Sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy het reg gedoen teenoor mense, maar teenoor my. En hoor wat sy vir die gemeente in Sardes in Openbaring 3 vers 1. Ek ken jou dade, jy staan daarvoor bekend by mense, dat jy lewe, maar jy is dood. En so met ander woorde, 'n kerk kan indrukwekkend lyk vir mense en tog nie God behaag nie. En iets wat ons van die begin af hier moet onthou is dat 'n kerk wat God behaag, bestaan nie net uit 'n pastoor wat God behaag nie. 'n Kerk wat God behaag, bestaan uit mense, uit individue wat God behaag. Daarom moet ons individueel en gesamenlik op so 'n manier leef wat God behaag. Nou, ons is almal redelik seker dat die Here ons liefhet. Kan ek 'n amen kry daar? Amen. Is julle almal seker die Here het julle lief? Fantasties. Maar ons is nie altyd seker of die Here tevrede is met die manier waarop ons lewe nie. Kom ons wees eerlik. En daar is 'n groot verskil tussen om te weet dat iemand jou liefhet en om te weet dat jy op 'n manier leef wat hulle behaag. Ouers sal presies weet wat ek nou van praat. Né? Kom ons wees eerlik, jy is elke dag lief vir al jou kinders. Né? Maar ek sien nou kinders nie, so ek kan dit maar uitleen. Jy is nie elke dag tevrede en gelukkig met al hulle keuses en gedrag nie. Verseker. Sien, ons kan dit maar hardop ook erken. En julle dieselfde geld vir God. Hy is lief vir ons almal, elke persoon, elke dag, volmaak het hy ons lief. Maar daar is tye waar ek leef op 'n manier wat hom behaag, maar daar is ook tye waar ons leef op 'n manier wat hom nie behaag nie. En dit het my dink aan 'n baie spesiale en intieme oomblik tussen Jesus en sy hemelse Vader, net nadat Jesus gedoop is. In Matteus 3 vers 17 sê dit, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, maar hy stop nie daar nie. In wie ek 'n welbehaag het. So in ander woorde, die hemelse Vader sê op daardie oomblik oor Jesus, ek het jou nie net lief nie, maar ek is tevrede met die manier waarop jy leef. En asseblief onthou dit en hou dit in gedagte, dat hierdie woorde het die hemelse Vader gespreek voordat Jesus sy aardse bediening begin. En so dit sê vir my, dit beteken dat daar is sekere kwaliteite wat God in besonder behaag. So watter soort kerk behaag God?
En ek wil vandag by die fundament begin van alles. 'n eerbiedige kerk behaag God. Want voordat ons volkome aan hom gehoorsaam kan wees en hom kan aanbid, moet ons eers verstaan wie hy is. Nou ons leef in 'n tyd waar mense meer gemaklik is met die Here as ooit vantevore. Hoekom sê ek dit? Dink bietjie, ons praat van die Here as ons vriend. Ons sing van sy liefde, ons vier sy genade en al hierdie is wonderlik want dit is Bybels. Maar daar is ook 'n gevaar. Terwyl ons die nabyheid van die Here ontdek het baie gelowiges hulle ontzag vir die Here verloor. Omdat daar nie meer so baie gepraat word oor sy heiligheid nie. Ons benader aanbidding asof ons vir onsself optree. Ons bid sonder enige bewustheid van wie ons aanspreek. Afrikaanse mense wat God aanspreek as, sal jy dit vir my doen? Nou dit seker hang af wat jy in jou hart voel teenoor die Here, maar vir my spreek hom aan sonder enige bewustheid van wie hy is. Ons leef gemaklik en selfsugtig vir onsself, sodat ons besef ons behoort aan die koning van die heelal. En daar is oor die algemene verlies aan eerbied vir die Here. En sonder eerbied kan 'n kerk nooit werklik die Here behaag. Psalm 147 vers 11 sê, die Here het 'n welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. Nou wat is eerbiedigheid? Wat is die vrees van die Here? En let op, ek sê die vrees van die Here, nie die vrees vir die Here, want die vrees van die Here beteken nie bang vir te wees nie. Die Hebreëse woord vir vrees beteken ontzag, eerbied, verwondering, en dit alles word eintlik so mooi saamgevat in die Engelse woord awe. To stand in awe of the Lord. Nou hierdie is 'n diepe verstaan van die Here se heiligheid. 'n Diepe verstaan van sy goedheid en geregtigheid, sy heerlikheid en sy mag. So prakties gesproke, die vrees van die Here beteken om regtig respek vir hom te hê, om bewus te wees van sy heiligheid, om sy gesag te erken in jou lewe, dat hy het 'n sê in jou lewe, om ernstig op te neem, om te leef op 'n manier waar jy besef dat hy is God en nie jy nie, die wêreld draai nie om jou nie. Eerbied ontstaan die oomblik wanneer jy besef wie God werklik is. En hoe groter jou siening van God word, hoe groter sal jou eerbied ook word. In Jesaja 6, vers 1 tot 5 sien ons hierdie verhaal waar Jesaja die Here sien sit op sy troon. En die engele roep uit, heilig, heilig, heilig is die Heer van die leerskare. Interessant dat hulle nie roep, liefde, liefde, liefde nie. Of genade, genade, genade nie. Albei is waar van die Here. Maar dit lyk vir my asof die eienskap wat die hemel wil herhaal, gaan oor sy heiligheid. Die interessante ding is, Jesaja se onmiddellike reaksie was, o wee, ek is verlore. En dit is my opmerklik, reg deur die Bybel, enige tyd wanneer 'n mens te doen gehad het met die heerlikheid of die heiligheid van God, het hulle nie arrogant geword nie. Sy heiligheid het hulle meer nederig gemaak. Eerbied
word gebore wanneer ons God se heiligheid ontdek. En die vroeë kerk het in hierdie heiligheid geleef. Hoor wat sê dit in Handelinge 2 vers 43, het sê, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasvind. Kyk wat kom eerste. Kyk wat kom eerste. Nie wonders en tekens en toe was daar vrees nie. Eers die vrees van die Here het gekom. En toe het die apostels wonders en tekens verrig. Nou die Griekse woord vrees hierso verwys weer eens na respek, na ontzag, na 'n tipe eerbied. En die vroeë kerk het nie net by mekaar gekom, net vir 'n byeenkoms nie. Dit was nie soos, dis Sondag, ons gaan na seker kerk toe gaan. Die apostels het geleef met 'n bewustheid. God is hier. Nie mense nie, God is hier. En dit het hulle aanbidding beïnvloed. Dit het hulle leefstyl beïnvloed. Dit het hulle getuienis beïnvloed. En vandag vra baie kerke, en met eerstehands ondervinding weet ek baie kerke vra, wat kan ons doen om die kerk meer aantreklik te maak vir mense? Dit is die vraag wat bespreek word dikwels by vergaderings. Wat kan ons doen om mense te trek? Wat kan ons doen om die kerk meer aantreklik te maak vir mense? Maar die vroeë kerk, hoe jy weet wat hulle vraag was? Hoe leef ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God? Daarom wil ek vandag vir ons 'n baie belangrike vraag vra. Wat sê my en jou lewe van wat ons glo oor God? Nie net wat verklaar jou mond nie. Wat sê jou optrede oor wat jy glo in God? Weerspieël jou lewe dat jy glo God is 'n heilige God? Of iemand wat nie regtig omgee oor hoe jy leef nie? Wat sê die manier waarop jy jou tyd spandeer? Wat sê jou gedagtes? Wat sê jou prioriteite? Hier is 'n belangrike vraag. Hoekom? Want hoe jy God sien, bepaal hoe jy gaan leef. Wat jy glo oor God gaan bepaal oor hoe jy leef. Want as jy net 'n ligtelike siening het van God, gaan ons die Bybel maar redelik oppervlakkig behandel en hanteer. Ons gaan sonde rasionaliseer. Maar iemand wat 'n ware siening van die Here het, hy gaan die hele Bybel ernstig opneem. Die Bybel gaan nie net iets wees wat hy deel maak van sy lewe nie, of net deel maak van 'n roetine nie. Daai Bybel, daai God se woord, gaan die waarheid wees wat sy lewe lei. Iemand wat 'n ware siening het van die heilige God, gaan baie vinnig bekeer as hy gesondig het. Gaan nie verskonings probeer maak nie, gaan nie weet, nog by die sonde speel nie, hulle gaan weghardloop van die sonde. Iemand wat 'n ware siening het van die heilige God, gaan gehoorsaam wees, ongeag die koste. Maak nie saak of mense jou spot en of jy vriende verloor nie. Hoekom? Want jy vrees God meer as wat jy mense vrees. En een van my grootste bekommernisse, wanneer ek kyk na die kultuur, en jouself wanneer ek kyk na die kerk, oor die algemeen, is nie noodwendig dat mense nie in God glo nie. Dink bietjie aan, baie mense glo wel in God. In ons gemeenskap, ek wil vir sê, meeste mense weet van God. Meeste mense glo in God, dit is nie die probleem nie. Die grootste probleem is dat mense wat in God glo, hom nie meer eerbiedig hanteer nie. Dis die probleem.
En wanneer ons ontsag en ons eerbied en ons respek vir hom verloor, dan gaan ons begin leef soos wat ons goed dink. Ons gaan Jesus begin gebruik vir hoe hy ons lewe kan vergemaklik. Nou hierdie laat my nogals herinner aan 'n verhaal in Lukas 7. Nou ek weet julle gaan eers wonder hoekom bring ek hierdie verhaal op, maar ek het hier vir iets opgemaak en ek het nog nooit aan gedink. So in Lukas 7 is daar die verhaal van 'n fariseer met die naam Simon, wat Jesus nooi na sy huis. En hy hou 'n deftige ete. En alhoewel Jesus, die Seun van God, teenwoordig is in sy huis, behandel hulle hom alledaags. Hulle gee nie vir hom water om sy voete te was nie. Hulle verwelkom hom nie eers met 'n soen nie, hy is maar net een van die gaste. Hulle salf hom nie met olie nie. Hy is maar net daar. En dan kom daar 'n vrou, wat nie eers genooi is nie, wat nie eers welkom is nie. 'n Vrou met 'n slegte reputasie. En sy kom val voor Jesus se vuil voete neer. Sy was daar die voete met haar trane. Sy droog sy voete af met haar hare. Sy breek 'n fles duur parfuum oop en sy giet dit uit oor sy voete as 'n teken van aanbidding. Dieselfde Jesus. Op dieselfde oomblik, maar totaal verskillende reaksies. Die fariseërs, hulle het hom as gewoon behandel. Die vrou het hom as heilig behandel. Die fariseërs was net gemaklik in sy teenwoordigheid, maar die vrou was oorweldig in sy teenwoordigheid. En ek my wat dink, hoeveel keer in kerke daag dieselfde Jesus op dieselfde oomblik. En mense ervaar hom anders. As sy teenwoordigheid daar is, hoekom? Lê die probleem by Jesus? Lê die probleem by die Heilige Gees, of is dit omdat ons nie die regte reaksie op hom het nie? Ek wil vandag sê, ek sien ons as gelowiges in dieselfde storie. Baie kerkmense, baie gelowiges het nie weggeloop van God nie, maar ons het gemaklik geraak in sy teenwoordigheid. En julle, daar was 'n tyd in my lewe waar ek het nie geloof in God verloor nie, maar ek het tot 'n mate my ontsag vir hom verloor. Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Die Here God is inderdaad Vader en hy is die koning. It's not either or. Jesus noem ons sy vriende en hy is ons verlosser. Die Here is genadig en hy is ook regverdig. Die Here is naby en hy is ook verhewe. Die Here is liefdevol en hy is heilig. En wanneer een van hierdie waarhede verlore gaan in ons lewens, verloor ons die balans. Swing die pendulum van een ekstreem na die ander een. So waarom is eerbied nodig om God te behaag? Eerstens, eerbied plaas God terug in die middel. Julle, ons menslike natuur wil alles om onsself laat draai. Maar eerbied herinner ons dat dit alles oor hom gaan. Hoe vinnig in 'n week
Kan jou week begin draai oor wat jy wil hê, wat jy wil doen, wat jy dink, jou advies, jou krag, ek kan aangaan. Hoe vinnig? En wanneer ons met eerbied leef, besef ons, alles gaan oor God. Amen. Tweedens, eerbied lei ons tot heiligmaking. Wanneer ons verstaan wie God is, begin ons sonde reg verstaan. En mense met min eerbied vir God speel maklik met sonde. Maar mense met 'n diepe eerbied vir God, hulle wil hom behaag, hulle wil heilig wees omdat hy heilig is. Hoor wat sê Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Derdens, eerbied verdiep aanbidding. Ware aanbidding is nie net bloot emosie nie. Mense met ware eerbied vir God aanbid die Here op 'n manier waar die aanbidding gaan nie oor wat vir jou lekker is nie. Ag, maar ek het nou nie van die liedjie gehou nie. Ek het nie die woorde geken nie. Ek het nie van die tempo gehou nie. As jy regtig wil eerbied toets in 'n kerk, kyk hoe min mense kla oor die aanbidding. Want mense wat ware eerbied vir God het, besef die aanbidding gaan nie oor die mense nie. Ware aanbidding begin die oomblik as jy besef voor wie jy staan. Ek is jammer, ek het nog nooit 'n persoonlike gesprek met 'n engel gehad nie, maar ek het nog nooit gelees in die Bybel van 'n engel wat gesê het hy begin moeg raak om oor en oor heilig, heilig, heilig te sê nie. Eerbied gaan oor om 'n hart te hê wat sê U is waardig. Al voel ek nie so nie. U is waardig, al ken ek die liedjie of nie. U is waardig en daarom moet ek besef voor wie ek staan. As ek nie die woorde ken wat die ander mense sing nie, het ek nog steeds 'n lied op my lippe. Want ek besef voor wie ek staan. Laastens, eerbied bring wysheid. Julle, die groot probleem is nie 'n gebrek aan kennis nie. Ons leef in 'n tyd waar ons baie raad het, ons het toegang tot baie kennis. Die probleem is nie kennis nie, die probleem is eerbied. Die probleem is 'n gebrek aan eerbied. Ons ontvang nie wysheid nie, want ons begin nie by die vrees van die Here nie. Hoor wat sê Spreuke 9 vers 10, die beginsel van die wysheid. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Waarom kan jy alle kennis van die wêreld hê en nog steeds dwaas wees soos, kan jy sê soos wat nie, soos 'n dwaas. Die kennis van die Heilige is verstand. Julle, wanneer ons weer gaan begin besef hoe groot en almagtig die Here is, kan ek vir julle sê, ons lewensbesluite gaan baie eenvoudiger begin raak. We're going to start telling our big, or the small things how big our God is. That is what we're going to start doing. So, hoe lyk eerbiedigheid vandag? In ons kerk, in kerke vandag, hoe lyk eerbiedigheid? Eerstens, neem God se woord ernstig op. Nou, ek is bewus van 'n gemeente waar elke liewe keer as die prediker die woord lees, die skriflesing vir die dag lees, staan die hele gemeente op as 'n teken van eerbied. Julle,
Ek sê nie ons moet dit begin doen nie, maar daar is iets daaraan om te begin besef dat die Bybel is nie net nog 'n boek nie. Die Bybel is God se woord. Nou sê ek dat jy nie mag aantekeninge maak in jou Bybel nie, dis nie wat ek sê nie. Tot 'n groot mate gaan dit oor wat in jou hart aangaan. Hoeveel stof is daar op daai Bybel? Neem ons God se woord nog ernstig op. Tweedens, benader aanbidding met voorbereiding. Moenie eers wag om by die kerk te kom en dat ons begin met aanbidding en dat jy dan in daai oomblikke voor ons begin aanbidding, het gesê, okay Here, sorry, ek is nou hier, ek begin nou fokus op U. Ek is nou reg vir aanbidding nie. Dis nie die pastoor of die aanbiddingsleier se werk om jou voor te berei vir die Here se teenwoordigheid nie. Wat sal gebeur as die kerk by die kerk opdaag al klaar voorberei vir die Here se teenwoordigheid? As die kerk al by die kerk opdaag met 'n verwagting, met 'n ontzag, met oop harte. Wat sal gebeur as almal klaar gereed is om die Here te aanbid? Derdens, bid met 'n bewustheid van wie God is. Jy weet hoe Jesus ons leer bid het. Jy almal ken die gebed. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ja, hy is ons Vader en hy is heilig. Ja, ek kan sy nabyheid ervaar, maar hy is nog steeds verhewe. Ek kan sy nabyheid ervaar, maar ek moet hom nog steeds eerbiedig. En dan laastens, leef elke dag Coram Deo. Nou Coram Deo is 'n ou Italiaanse uitdrukking wat beteken voor die aangesig van die God. Hierdie beteken dat ons met 'n bewustheid moet leef dat die Here sien, hoor en weet alles. Wat as ons begin leef by die werk asof ek werk voor die aangesig van God? Wat gaan begin gebeur as jy Coram Deo by die huis voor die aangesig van God? Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 28. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Die grootste behoefte van die moderne kerk is nie meer programme nie. Is nie om mense meer besig te hou nie. Die grootste behoefte van mense in die kerk is nie groter geboue nie. Dit is nie beter tegnologie nie. Dit is selfs nie eers meer kreatiwiteit nie. Die grootste behoefte van ware volgelinge van die Here in die kerk vandag is 'n vars openbaring van die heiligheid van God. Want eerbied beskerm ware intimiteit. Dink 'n bietjie daaroor. Ja, ek is pastoor, maar ek is ook 'n vrou. En ek weet dat teenoor my man, wanneer ek hom waarlik respekteer, is ons intimiteit beter as ooit. Wanneer ons waarlik aan God eerbiedig is, beskerm dit ons intimiteit met hom. Ware eerbied dryf ons nie verder van die Here af weg. Eerbied beskerm ware intimiteit. Here, ons moet besef dat Jesus
is baie nader as wat ons ooit kan droom, maar Jesus is ook baie groter as wat ons ooit kan begryp. En 'n kerk wat God behaag, is 'n kerk wat nooit ophou om verstom te staan oor die grootheid van God. En daarom die toekoms van hierdie kerk sal nie bepaal word deur sy grootte nie. Dit sal nie bepaal word deur ons begroting of deur ons programme nie. Die toekoms van hierdie gemeente sal bepaal word deur hoe ernstig ons God se woord opneem. En mag hierdie gemeente nooit uiter, wat kan ons doen om ons kerk meer aantreklik te maak vir mense nie. Maar mag ons elke week die vraag vra, Here, wat kan ons as individue en gesamentlik doen om U nog meer welkom te laat voel? Wat kan ons nog meer doen om U te behaag? Hoe leef ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God? En omdat die kerk bestaan uit individue, wil ek afsluit met 'n baie persoonlike vraag aan jou. Ek bid dat die Heilige Gees ons harte sal ondersoek. Waar het die Here vir jou alledaags begin word in plaas van heilig? Moenie nou algemeen dink, jy dink baie prakties. Waar het die Here vir jou alledaags begin word in plaas van heilig? Kan dit ook gesien word in jou taalgebruik, en ek moet eerlik vir jou sê, ek kan nie dink dat ek ooit gemaklik sal wees om voor die aangesig van God te vloek nie. Het ons begin alledaags word by die werk, hoe ons praat met ons kollegas. Dat ons nie besef dat ons staan voor 'n heilige God, voor sy aangesig. Word dit dalk gesien op wat ons kyk op ons fone, op die televisie? Word dit dalk gesien op die manier wat ons liggame behandel? Want as ek die Bybel reg kan onthou, staan dit ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Het ons dalk sonde begin verskoon? Het ons dalk 'n bietjie te gemaklik begin raak in aanbidding? Het ons aanbidding benader as alledaags en nie as iets heiligs nie? En laat hierdie woorde by jou echo die hele week, koring, daar leef ek nog met eerbied voor die aangesig van God. Werk ek nog met eerbied voor die aangesig van God. Dien ek nog my familie met eerbied voor die aangesig van God. Leef ek nog met 'n bewustheid, wanneer ek kerk toe kom, God is hier. Het jy dalk weer 'n begeerte om vandag net weer opnuut vir die Here te sê, Here, ek wil U behaag. Eerlik vir my. Ek is op 'n plek waar ek nie die Here wil hoor sê, ek het jou lief, want ek weet hy het my lief. Ek het 'n begeerte en behoefte om te hoor dat die Here vir my sê, ek het 'n welbehae in jou. Ek is tevrede met hoe jy leef. Ek wil vra in hierdie oomblikke, voor ek 'n gebed doen, waar jy moet in 'n tyd ingaan van gebed, en net daar waar jy nou is, begin net met die Here gesels en sê vir die Here, dankie dat U my liefhet.
Here, maar ek weet, daar is areas van my lewe, waar ek in die leef op 'n manier wat U behaag nie. Laat die Heilige oomblik wees. Laat hierdie oomblik wees, hoe jy regtig jou lewe kan ontbreek vir Here. Ons is nie hier om mense te gelukkig te hou of om iets te doen om hulle te behaag. Wat gaan mense sê? En hierdie is 'n oomblik tussen jou en God nou. Here, vergroot my eerbied vir U. Verdiep dit. Here, my eerbied gaan nie net vergroot net omdat ek dit so wens nie. Dit gaan gebeur, dit gaan ontstaan, dit gaan tot geboorte kom wanneer ek besef met wie ek te maak het. Here, U is nie skaam om U heerlikheid aan ons te wys nie. U is nie skaam om Uself aan ons bekend te maak nie. U is hier teenwoordig nou. En mag ons nie wees soos fariseërs wat gemaklik geraak het nie. Dat ons nie eers U meer verwelkom as die eregas nie. Dat ons so besig is met ons programme om mense tevrede te stel, mense gelukkig te hou, dat ons nie eers besef dat die Heilige Gees het 'n volmaakte plan om sy teenwoordigheid aan ons bekend te maak. Here, mag ons nie so gefokus wees op hoe ek voel en hoe groot my berg is. Ek kan nie eers besef hoe groot die God is vir wie ek staan nie. Here, mag ons nooit te gemaklik raak met U nie. Dankie vir die nabyheid, maar mag ons nooit die God op die troon sien sit nie. Dat ons altyd sal besef dat selfs die engele raak nooit moeg om te sê heilig, heilig, heilig nie. Wie is ek om te sê ek raak moeg vir U? Ek raak moeg vir aanbidding, ek raak moeg om U woord te lees, U kosbare woord. Here, die wêreld gaan nie tot redding, tot ware redding kom. Deur om hulle gelukkig te hou nie. Die wêreld gaan tot ware redding kom as U geheilig word. U woord sê, wanneer U van 'n Jesus verhef is, sal hy mense na hom toe trek. En so, Here, mag ons 'n kerk wees wat altyd in verwondering staan oor U, that always stands in awe of You. Mag ons 'n kerk wees wat nie bekend staan vir die beste aanbidding, of vir die beste prediking, of vir die beste koffie, of programme nie. Mag ons 'n kerk wees wat bekend staan as this is the place where God is. This is the place where God is feared, where His holiness can be felt. Want hierdie kerk bestaan nie net uit 'n pastoor nie, dit bestaan uit individue wie se oë moet gerig wees op God.
holy, holy. There is none like you.